Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. En vandag lees ons Numeri 11. Hier word beskryf oor Israel se gekla en ontevredenheid in die woestyn. Die volk verlang terug na Egipte en ek wil letterlik sê die kospotte van Egipte en verwyd God omdat hulle nie nou daar is nie. Israel kla oor hulle omstandighede. Moses kan ons sien voel oorweldig deur die verantwoordelikheid om hierdie volk te lei en God kom dan en deel sy gees met 70 oudstes om Moses te ondersteun om die volk te lei. Hoewel God dan uiteindelik kwartels voorsien, bring hy dan ook oordeel oor die volk se gierigheid, ongeloof, hulle ondankbaarheid en natuurlik hulle opstandigheid. God is getrou om te voorsien en ons as sy kinders te versterk, maar hy waarsku ons dan teen ondankbaarheid, opstandigheid en 'n hart wat meer na die wêreld verlang as na hom. Die teks wat in hierdie hoofstuk vir my uitstaan is Numeri 11 vers 23. Maar die Here sê vir Moses: "Sou die hand van die Here te kort wees? Nou sal jy sien of my woord vir jou uitkom of nie." En dis natuurlik toe Moses getwyfel het oor of God die kwartels, die vleis sal voorsien soos hy gesê het. Enkele gedagtes wat ek met jou wil deel aangaande die teksgedeelte. Ek sien iets hier dat ondankbaarheid verblind ons vir God se seëninge. Israel het die wonder van God se daaglikse voorsiening vergeet van manna en op hulle tekorte gefokus, of sogenaamde tekorte. Ek wil amper eerder sê smake en terugverlang na die kospotte van Egipte. En dit laat my dink aan Filippense 2 vers 14 tot 15 waar die Here sê: "Doen alles sonder kla of teepraat." Doen alles sonder kla of teepraat. En tweedens 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dis wat God in Christus Jesus van julle verwag. 'n Dankbare hart sien God se getrouheid, selfs in moeilike omstandighede. 'n Tweede ding wat ek hier sien is dat die wêreldse verlokkings en verlange na die verlede kan ons wegtrek van God. Die volk het terugverlang na Egipte, ten spyte van die slawerny waar God hulle van verlos het. Ek bedoel, hulle is geslaan met swepe. Hulle het hard gewerk. En dis kom Jesus dalk in Lukas 9 vers 62 gesê het: "Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en ander omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie." Kom ons dink bietjie of ons terugkyk en of ons eerder vorentoe beweeg saam met Jesus op die weg wat hy vir ons geroep het. Ons moet ons oë op God hou en sy beloftes en nie terugverlang na ons ou lewe nie. Dan sien ek ook iets van dat God krag en ondersteuning aan Moses gee, aan sy dienaars, ons sy kinders. Moses het sy swakheid eerlik voor die Here gebring en God het helpers voorsien. Moses het gesê hy sien nie kans om hierdie ouens verder te vat nie. En dit laat my dink aan 2 Korintiërs 12 vers 19. Verskoon tog, 2 Korintiërs 12 vers 9, waar die Here vir Paulus geantwoord het: "My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is." God verwag nie dat ek en jy ons las alleen moet dra nie. Hy lei ons, hy help ons en hy stuur ook helpers vir ons. En dan sien ek natuurlik dat God se Heilige Gees rus ons toe vir ons diens. Die Gees wat op Moses was, is nou op die 70 oudstes ook geplaas. En die uitstorting van die Heilige Gees wat ons in Handelinge 2 van lees, almal is vervul met die Heilige Gees. God rus ons toe deur sy Heilige Gees om sy werk te doen. En 'n waarskuwing wat ek ook hier sien is dat ons moenie God se voorsiening verwar met sy goedkeuring nie. God het sy volk se begeerte toegestaan en kwartels gestuur, maar hulle begeerlike hart het 'n oordeel gebring oor hulle. Jong, dit laat my dink aan Jakobus 1 vers 14 tot 15 waar die Bybel ons leer dat versoekings nie van God afkom nie, maar uit ons eie sondige begeertes uit. En Romeine 1 vers 24 waar daar beskryf word wanneer God mense aan hulle eie sondige begeertes oorgee. Nie alles wat ons begeer is noodwendig goed vir ons nie. Kom ons soek die hart van die Here en nie sy hand nie. Hierdie deel wys ook hier na Jesus Christus natuurlik.
Jesus is die ware brood uit die hemel, soos wat die woestyn was, die manna in die woestyn tydelik was, is Jesus ewig. Ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, Johannes 6:35. Jesus dra natuurlik ook die laste van sy volk. Matteus 11:28-30 sê Jesus, kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Soos wat Moses gesukkel het onder die las van leierskap, is Christus vir ons volmaak. Dan Jesus skenk ook sy Heilige Gees aan die kerk. Die uitstorting van die Gees oor die 70 oudstes wys vooruit na die uitstorting van die Heilige Gees op alle gelowiges. Lees gerus Handelinge 2:16-18 in hierdie verband. Maar ons sien ook dat Jesus ons nie net voedsel gee nie, hy ons nie net ondersteun deur sy Gees nie. Hy verlos ons van ons sondige natuur, van die Egipte in ons. Israel het terugverlang na Egipte, maar Christus roep ons om vorentoe te beweeg na die hemelse erfenis. Lees gerus Kolossense 1:13-14. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing, die vergewing van sondes. Gaan lees ook asseblief Filippense 3:13-14, wat sê ons trek ons uit na wat voor is. Kom ons oorweeg bidtend vandag. Is ek en jy dankbaar vir God se daaglikse voorsiening, of kla ons net? Tweedens, bring ek my laste en uitputting eerlik na die Here? Of probeer ek dit self dra? Derdens, aanvaar ek hulp van ander gelowiges? En of bied ek ook hulp aan ander gelowiges as instrument in God se hande? Vierdens, vertrou ek en jy op God se krag eerder as op ons eie vermoëns? En dan laastens, soek ons vervulling in Jesus Christus, of soek ons dit in die wêreld? Mag ek en jy vandag saam kies om in afhanklikheid van die Heilige Gees te leef, in en deur die liefde wat daar is vir ons in Jesus Christus. Groete en seënwense.